En regtig welkom, dankie dat julle hier is, dankie dat julle saamkom, dankie dat ons bymekaar kom om saam te groei om sy woord. En ons is hier aan die kruin van hierdie reeks. Volgende week sluit ons hierdie reeks af, die karakter van God. En soos ek sê, dis 'n gevaarlike reeks, want onthou ek som nie Dawid op of Nehemia op of jy weet een of ander karakter in die Bybel op nie. Ons praat hier van God. En dis altyd moeilik. En daarom vra ek diep om verskoning as die preke te moeilik is en maar jy vat 'n maklike konsep en maak dit moeilik. Ja, want ek praat nie net oor genade as 'n iets nie. Ek praat oor 'n iemand. God het nie genade nie, hy is genade. En daarom moet ons daarna kyk en kyk hoe diep hierdie woord werklik gaan en wat dit werklik beteken. En daarom bietjie Hebreëus en daarom 'n bietjie definisies. Dat ons nie gemaklik raak met ons definisies nie, want ek dink ons weet nie wat ons sê soms nie. Maar hy het genade en hy is lief vir ons. Moenie te bekommerd wees tog soms oor ons woorde nie. Weet julle, soms is ons as Christene heeltemal te behep met hoe ons iets sê. En ons dink ons God is plat. Hy is nie. Hy ken jou. Sy gees deursoek jou gees en weet wat jy probeer sê. Selfs al kan jy nie woorde gebruik nie, gebruik hy woorde wat jy nie kan verstaan nie. En dit beteken eintlik net, sê wat jy wil sê, die Here praat Hebreëus. Die Here gebruik mooier woorde as jy. Die Here verstaan wat liefde is. En so ons moet nie te bekommerd wees nie. Bid ons Vader, bid ons Seun, bid ons Heilige Gees, met wie praat ons, hoe sê ons dit? Sê ons nou hierdie titel, daai titel. Weet jy wat? Hy ken jou, hy is jou pa. En so kom net met 'n opregte hart en praat met hom. Moenie bekommerd wees as jy dinge misverstaan nie. Hy verstaan jou. Dis die goeie nuus. Hy ken jou. En hy's lief vir jou. Hy's nie 'n harde pa nie. En dis wat sy karakter hier vir Moses probeer sê. Jy sien, Moses was hard. Moses was die harde een. En hy het God se karakter hier gekry. En ons wil dit opsom, ons wil dit verstaan. Ons wil dit verstaan. Soos hy dit duidelik maak. En so, vandag kyk ons na sy skrif. Die skrif is loyale liefde. Hier is ons skrifvers. Eksodus 34. Moses breek die 10 gebooie. Hy's kwaad, hy verloor sy humeur. Hy's net woedend en God sê kom terug. Kom ons skryf weer die 10 gebooie neer. Bring my kliptablette, bring my jou hart. Ek gaan iets. En onthou ek sê altyd toe hierdie gebou was, sê ek God bou nie 'n gebou nie, hy bou 'n mens, né? Onthou dis belangrik. God het nie net op klippe 10 gebooie kom skryf nie. Hy het hier op Moses iets kom skryf. Hy het Moses iets kom maak. Dis wat so mooi is. Hoor wat vertel hy ons. En as hy jou pa is, moet jy soos hy wees. Soos ja, dis mooi, God is genadig. Jy is sy kind. Ek hoop dat hierdie hele reeks jy besef hoe swaar sy mantel is. Jy's die kerk, jy's sy liggaam. Wat dink jy is jou mission? Ek weet nie wat my doel is nie. Eksodus 34 vers 6 en 7. Dis hard. Ons is sy kinders. Hoor wat sê hy. Ek is die Here. Ek is 'n God wat barmhartig is. En ons sê dit beteken iemand wat ons wil red deur om iets moois vir ons te doen, lewe vir ons te bring, né? Baarmoeder. Ek is ook genadig. My oë soek iets wat mooi is. My oë kyk na wat mooi is en daar waar iets mooi is, wil ek gee in oorvloed wat ek het. Genade praat van om in oorvloed waar iets moois is, iets te gee. Daarom hou ons die kruis voor God, want die kruis is mooi vir God. Sy seun is mooi vir God. As jy hemel toe gaan, hou jy Jesus voor. Moenie jouself voorhou nie. Hoekom kom jy hemel toe kom? Here, want ek is 'n nice mens. Nee. Smeek om genade deur om Jesus voor te hou, want Jesus is die mooi wat God raak sien. Dis wat genade beteken. Ek het geduld met mense. Ek het 'n lang neus. Ek is stadig om kwaad te word. Prys die Here daarvoor. Dit was laasweek. Jou woede wys jou wat jy regtig oor omgee. En so ons kan sien waaroor God omgee as ons sien wanneer hy kwaad word. Dis mooi. OK, ek bly vol, ek is loyaal. Ek bly getrou. Ek bly vol liefde, loyale liefde oor duisende geslagte. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen het. Ek laat sonde egter nie sommer verbygaan nie. Ek straf selfs die kinders tot in die 3de, 4de geslag daarna vir die sondes wat voorouers gedoen het.
OK, net tot daar. OK, loyale liefde. Nou, voordat ek nou kom by wat hierdie woord beteken en wat hierdie woord is, dink aan die woord loyaal. In die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hy hierdie woord in Hebreëus met die woord loyaal. Dis al, net loyaal. Wat beteken die woord? Kom ons werk dan met hierdie woord. Wat beteken die woord loyaal vir jou? Verstaan jy die woord? Want jy moet eers, jy kan nie God verstaan as jy in 'n vakuum werk nie. Verstaan jy die woord loyaal? Het jy verhouding met dit? Het jy begrip van dit? As jy 'n familie verstaan hierdie woord. 'n Besigheidsman moet hierdie woord verstaan. Jy kan nie in die hoogste posisies van jou maatskappy, as jy sê wat is een van die belangrikste karaktereienskappe vir die mense wat jy in die hoogste posisies van jou maatskappy insit? Jy kan hulle alles leer wat hulle moet weet, maar jy kan nie noodwendig iemand lojaliteit leer vinnig genoeg nie. Lojaliteit moet seker een van die belangrikste eienskappe wees vir iemand wat jy gaan vertrou om jou besigheid mee te deel. Hoeveel mense bring familielede of vriende in 'n besigheid in en dan sien jy hoe breek, ek is nou met so 'n familie besig, wat alles verloor het en dit was chaos en dit was baie erg dinge het daar plaasgevind, want lojaliteit was missing, daar was nie lojaliteit nie. En toe lojaliteit gaan, toe breek alles. Dink aan Judas, sy lojaliteit toe hy Jesus op die wang soen. Die uitbeelding van betrayal, van 'n verraaier. Verstaan jy wat lojaliteit is? En die vraag is God loyaal? En elkeen van julle wat hier sit, sê heel moontlik, ja pastoor, ons weet dit. Nee, dis nie so duidelik nie. As dit so duidelik was, het mense nie so vinnig hulle rug op God gedraai as dinge moeilik gaan nie. En het die Nuwe Testament nie so baie gepraat oor om vas te byt in moeilike tye nie. Lojaliteit is nie so eenvoudig wanneer dinge moeilik gaan nie. Is God loyaal? En ek gaan hoofsaaklik na 2 boeke in die Ou Testament kyk, wat spesifiek geskryf is om hierdie woord te verduidelik, en dan so 'n paar Nuwe Testament versies wat ook op hierdie woord pik. Te probeer dat ons verstaan wat lojaliteit is. Hoekom? Sodat jy weet wie God is, maar sodat jy kan word wie God is. Sodat jy sy kind kan wees, sy seun, sy dogter kan wees. Want ons kan nie soos die wêreld loyaal wees nie. Die wêreld het nie 'n idee wat lojaliteit is nie. Ons moet die Bybel lees om te verstaan. So, die woord wat hier beskryf word met ek is loyaal, is die woord, en is so mooi in Afrikaans. Ek is so lekker om Afrikaans hier te wees, want hierdie woord kan in geen taal verduidelik word nie. Elke liewe Afrikaanse vertaling het 'n ander woord hier. Elkeen, gaan kyk maar. Selfs in die Engelse vertalings het amper elke Engelse vertaling 'n ander woord. Dit is baie interessant. Hoekom? Want daar is nie so 'n woord nie. Niks kan dit beskryf nie. Van ons woorde wat ons het, is woorde wat saamgevoeg is om hierdie woord te beskryf. It's amazing. Toe Engels en goed gevorm het, was die Bybel 'n baie belangrike boek. Is nie vandag meer nie, maar dit was toe. En so woorde was gevorm om Hebreëse woorde te verduidelik. Jy kan nie dit amazing, it is amazing. Engelse woorde was gevorm om Hebreëse woorde uit die Bybel te verduidelik en ons het dit net as taal gevat. Want dit is so 'n ryk taal. Byvoorbeeld, in die ou vertaling is hierdie Hebreëse woord amazing in Afrikaans, maar in die ou vertaling is hierdie Hebreëse woord, waar is ek? Ek het dit hier onder, in die ou vertaling is dit goederdierendheid. Nou, come on, julle tussen ons, goederdierend is hier. Ek weet, jy en jou pel is goedendierend, nee, jy is so goedendierendheid, is jy seker? Ok, is nie meer 'n woord wat ons gebruik nie, so ons lees nie meer die ou vertaling nie, ons het nuwe vertalings, ok? Wel, wat sê die nuwe vertaling? Hoe kan ons hierdie woord vertaal? Goed, deur en deur, altyd, goedendierendheid, sy goedheid duur vir altyd, wat goedendierendheid beteken. So die nuwe vertaling besluit om weg te beweeg van goedheid wat vir altyd duur, en die nuwe vertaling gebruik die woord vol liefde. Dit is 'n bietjie plat, liefde is 'n woord wat oorgebruik is. Maar, ok, dis altyd vol liefde, dit maak dieselfde woord, altyd deur liefdevol. Die Nuwe Lewende Vertaling gebruik die woord loyaal. Hoekom? Want ons 'n belofte gekoppel aan hierdie woord. Jy kan nie hierdie woord verstaan sonder 'n belofte nie. En so die Nuwe Lewende Vertaling het gefokus op die feit dat hy 'n belofte gemaak het, en hy sal altyd by sy belofte staan, hy is loyaal. Die Boodskap vertaling gebruik die woord hy is getrou. Hy is getrou.
As hy iets sê, sal hy dit doen, jy kan hom trust. He is truthful. King James Bible, truth. Die 2020 vertaling, die nuutste vertaling in Afrikaans, dink ek sê dit die beste, want dit probeer nie een woord met een Hebreëse woord vergelyk nie. Die 2020 vertaling gebruik 'n klomp woorde saam. Want hierdie woord het eintlik 3 woorde in hom. Die 3 woorde is lojaal, vrygewig en goedheid. Lojaal aan 'n belofte, in oorvloed vrygewig, en wat hy in oorvloed vrygewig gee is net goed. En hierdie 3 woorde, dink ek het die 2020 vertaling mooi vasgeslaan toe hy sê die Here is oorvloedig in troue liefde, goedheid. Ek sou dalk eerder goedheid gebruik het, maar oorvloedig in troue goedheid. Dis die woord. Nou, hoekom is ek so opgewonde in Afrikaans daaroor? Want die woord is, wat noem jy dit as iemand in sy wee vas is? Jy's so vas in jou manier van dinge doen. Jy is nou geset. Daai KH is guttural, Afrikaners kan dit sê. Geset. As Afrikaners verstaan hierdie woord. God is geset in sy beloftes. O, dis mooi. Dis vas, dis dierend, dis geset. Jy kan daarop staat maak, God is geset. Dis die woord in Hebreëus. Engels, abundant in loving kindness, steadfastness, is nog 'n Engelse woord, wat hulle geskep het om hierdie te verduidelik. Dit is so mooi. Hy is geset. Jy kan staat maak op hom. Nou, daar's geen woord wat dit mooi verduidelik nie, en tog is dit 245 keer in die Bybel. Jy sê dis nie baie nie, die Bybel is groot. Nee, dis baie. Vir een woord om so baie voor te kom, dis baie. En dan is daar ander woorde wat wys na hierdie woord, en ek tel dit nie eers by toe ek dit opsoek nie. Net hierdie spesifiek, net daai woord geset, is 245 keer in die Bybel alleenlik net so. 75 keer dui dit na God se karakter toe, sodat ons hierdie woord sal verstaan. Die ander 25 keer is dit wanneer mense met hierdie woord te doen kry, goed en sleg. Maar dis 'n groot woord. Die eerste keer wat jy hierdie woord kry is in Genesis 19. Lot se storie. En Lot praat, en God was geset vir Lot. God het 'n belofte gemaak aan Abraham, en hy het sy belofte uitgevoer in goedheid, en hy het geset teenoor Lot gehad. Dis so mooi, as jy dit sien in Genesis 19, hoe God dit daar uitpraat. Nou, daar's nie tyd nie. As ek al die voorbeelde moet hardloop, daar's omtrent nie 'n storie in die Bybel waar hierdie woord nie voorkom nie. Josef moet sy pa Jakob gaan begrawe, en hy sê, kom sweer nou 'n geset. Ek sê die woord verkeerd, maar ek wil dit in Afrikaans sê, nê. Kom, beloof nou, sê vir my, jy's geset in wat jy nou gaan sê, jy mag my nie in Egipte begrawe nie, gaan begrawe my daar in die beloofde land. En Josef maak 'n geset, maak 'n belofte, 'n oorvloedige belofte, dat ek sal jou al die pad saamvat en jou daar begrawe. En hierdie woord hinker in daai eerste storie na 'n belofte wat gemaak word, en hy hou dit, en dan sê die Bybel weer, en hy het sy geset nagekom, en hom al die pad saamgevat en hom begrawe, langs sy vrou. Jy kan tot vandag toe nog sien, waar daai plek is, want is tot vandag toe nog daar. Vandag nog as jy daarna kyk, kan jy sien, daar is ware geset. Daar's God se loyaliteit, of dis hoe loyaliteit lyk, dit hou vir ewig. Toe Abraham 'n vrou soek vir Isak, Rahab en die spioene op die bergtop, né? Toe sê Rahab, kom, maak 'n geset teenoor my, beloof my dat jy aan my sal dink. En hulle het 'n geset gemaak en gesê, jou muur sal bly staan as jy rooi. Dawid en Jonathan is een van die mooiste stories, almal ken hom. Waar hulle bloedverbonde smeer, hy en sy vyand se seun, hy en die actual koning, die seun wat eintlik die koning moet word, maar Jonathan gaan dit nie vat nie, hy sê, Dawid, jy's die koning, en hulle word beste vriende in 'n belofte, dat ons altyd daar sal wees vir mekaar. Toe maak hulle hom dood, en toe sê Dawid, maar ek het 'n belofte gemaak. Ek kan nie die belofte verdwyn nie, net omdat iemand dood is nie, 'n belofte hou vir ewig, 'n gesette belofte, duur vir ewig.
Het hy nie dalk kinders nie? Is hy nie iemand aan wie ek hierdie belofte kan nakom nie? En alhoewel sy seun Dawid kon oorgooi om die koning te wees, het hy hierdie kind wat geval het en in 'n rolstoel sit, of sonder bene sit, het hy hom in sy paleis ingeneem en hom aangeneem as sy eie kind. 'n Risiko, 'n kans gevat, want hy het 'n belofte gemaak aan die kind se pa. Dis beautiful. Dit is een van die mooiste plekke waar jy dit in menslike forme sien hoe hierdie belofte homself uitspeel en waartoe ons moet dink. Josef was in die tronk en hy het gesê, God is geset teenoor my en hy het gevra dat die mense wie sy drome uitgelê het, geset aan hom moet wees. Josua, Jesaja, Jeremia, Micha, Sagaria, Samuel. Die boek Rigters. Die hele boek Rigters is 'n boek oor hierdie woord. Ons mis dit net. Die hele boek Rigters probeer jou vertel wie God is. Want God is goed vir ons, dan draai ons weg van hom af, dan kry ons seer as gevolg van die feit dat ons wegdraai. Dan sê ons, help asseblief, ons kry so seer, en dan vervul hy weer sy belofte. En dan gaan dit goed, en dan draai ons weg, en kry ons seer, en dan sê ons is jammer, en dan draai hy weer na ons toe. Die hele boek, 12 keer, 12 stamme, 12 keer, dis 'n woord, dis 'n nommer wat vir jou probeer sê, let op hier, 12 keer kry jy 12 rigters, en al wat hulle probeer sê is, God is lojaal aan julle. Wees julle lojaal aan hom. As julle sê julle gaan iets doen, rig jou julle lewe in om dit te doen. Nie sê, as ek kan, ek sal sien of ek tyd het, ja, kom ons kyk of ek lus is vir bid vandag. Hoe lojaal is jy aan jou stilte tyd? Hoe lojaal is jy aan Bybel lees? Ja, jy sien, dis die probleem. En ek weet jy is nie God nie, maar weet wie God is. En as jy sê jy is 'n Christen, weet jy ooit wat dit beteken? Ek sal sien of ek lus is. Dis die boek Rigters. Maar jy sien, ten spyte van jou nie lus wees nie, is God geset in sy beloftes. Maar, omdat ons dit mis, jy kan nie Rigters lees sonder om so 'n bietjie naar te voel nie. Dit is onmoontlik, dit is 'n vieslike boek, 'n aaklige boek, want jy sien jouself in die spieël, en God raak net verlore. God raak eintlik verlore in daai boek. Jy weet, jy sien hom nie baie raak nie, want dit is net te veel lelik. En so omdat God dit weet, omdat God geweet het, as jy hierdie boek Rigters lees, jy eintlik net 'n nasmaak in jou mond gaan hê, het hy in die middel van hierdie boek 'n boek geskryf, wat oor een woord gaan, die woord geset. Dit is so mooi dat Shakespeare kon dit nie mooier maak nie. Daar's nie 'n boek wat hierdie beeld so mooi beskryf, hierdie woord, lojaliteit nie. En dis die boek Rut. In die middel van die boek Rigters, vir ingeval jy hierdie woord lojaliteit mis, gaan ek 'n storie skryf oor vrouens, want ons worry nie oor vrouens nie, en hierdie twee vrouens gaan jy lojaliteit sien, en net vir ingeval jy dit gaan mis, en jy gaan nie na die vrouens kyk nie, wel ek sal die vrou wat lojaliteit het, sommer 'n Samaritaan maak, ek sal haar 'n nie-Jood maak, ek sal haar iets maak wat 'n ander kultuur het as jy. Omdat jy na jou mense en jou godsdienst en jou kultuur kyk, sal ek 'n vrou vat met 'n ander godsdienst en 'n ander kultuur, en jy sal sien hoe sy my lojaliteit raak sien en lojaal wees. Dis incredible hoeveel aandag God in die Bybel spandeer om ons te help om hierdie karaktereienskap uit te leef. Want 'n verraaier breek alles. Hoeveel tyd spandeer Paulus in die Nuwe Testament om eenheid in die kerk te probeer bewerk? Kom aan, wees lojaal aan mekaar, wees daar vir mekaar. Hoe nader die eindtyd kom, bemoedig mekaar en versterk mekaar. Ons gaan volgende week saam met Paul 'n bietjie praat oor om getrou te wees aan God, getrou aan ons en ons aan mekaar. Okay, so Rut. Ek gaan net 'n paar versies lees, want ek wil dit moet insink. En so ek gaan net 'n paar, dis nie, ek dink dis niks op die skerm nie. Ek wil jy moet luister. Nou, in Afrikaans kan jy dit mis, en daarom wil ek hê jy moet hoor, want as jy dit self deurlees, gaan jy net wendig fokus op hierdie woord nie. Dis deel van my werk, is om jou te kry, om raak te sien wat nie noodwendig in 'n vinnige lees raak gesien word nie. Rut 1 vers 8. Naomi sê toe vir haar twee skoondogters, wat Moabite is, hulle is nie eers Jode nie. Moenie verder saam met my gaan nie, gaan liewer terug
na julle ouerhuis toe. Hoor wat sê Naomi. Mag die Here julle beloon vir die liefde, die gaset. Dis die fisiese woord wat daar staan. Mag die Here julle beloon vir julle loyale liefde wat julle aan my en my seuns betoon het. Julle is sulke loyale skoondogters. Ek is so lief vir julle. Mag God laat dit goed gaan met julle want julle is loyaal. Dan kom Rit 1 vers 16. Dis wat ek sê, Shakespeare kon hierdie nie so mooi geskryf het nie. Ek wens die skoolsisteem wil weer die Bybelstories optel en vir ons kinders leer, sodat ons eintlik dit kan goed gaan in ons land. Maar ek weet nie mooi nie. Kom ons kyk maar, ons moet dit maar vir ons kinders leer. Niemand anders gaan nie. Want hoor hoe mooi is hierdie storie. Rit 1 vers 16 tot 17. God se loyale geset. Hoor. Waarheen hier kom Rit en nou praat Rit met Naomi. Nou sê sy: waarheen u ook al gaan, sal ek gaan. Waar u gaan woon, sal ek ook woon. Ma se mense is my mense. U God is my God. Waar u doodgaan, sal ek doodgaan en daar begrawe word. Mag die Here dit so laat gebeur, net die dood sal ons skei. Dis 'n huweliksbelofte. En wat 'n sterker belofte kan jy maak as 'n huweliksbelofte? Hierdie een. Want egskeiding is blykbaar so maklik. Nie vir Rit nie. Jy sien, Rit verstaan loyaliteit. En sy weet dinge gaan moeilik gaan, maar sy gee nie om nie. Sy vertrou die loyale God van haar skoonma. En sy soos, hy is geset. Ek is geset in my weg. Niks gaan my voete laat wankel nie. So mooi. Ek het hierdie storie al 100 keer vertel, maar daar's 'n mooi preek om hom weer te vertel. Dus ek sal net sê, my pa kan nie eers onthou het my hierdie storie vertel nie. Maar ek en hy het alleen kerk toe gegaan op daai stadium in ons lewens, na Rema kerk toe, ver gery soontoe. En dit het heavy gereën daai dag, en ek sê vir my pa, gaan ons maar by die huis bly vandag. En my ma en my sussie was by die huis, gaan ons by die huis bly vandag. En hy soos, kom ek vertel jou 'n storie. Eendag stap my pa by die trappe af, en hy sien sy pa sit in die vensterbank, en dit sous kat en hond. En hy stap by die trappe af, en hy vra vir sy pa, wat jy my nou net gevra het, pa, gaan ons vandag kerk toe? En hy tel my pa se pa op, hy tel hom op, en hy sit hom op sy skoot, hy hou hom vas, en hy kyk by die venster uit met die reën wat so hard val, en hy sê, my seun, ek het daai besluit 20 jaar terug gemaak. Al wat ek nie kan onthou nie is die nommer, so ek jok dalk oor die nommer. Nee, my seun, ek het 20 jaar terug besluit ons gaan kerk toe. Dink jy die reën gaan my keer? Dis 'n gesette storie. Ek is geset in my weë. Dis wat ek doen op 'n Sondagoggend. Wat dink jy gaan dit keer? Ek is geset nou. Kerk is nou net 'n storie, maar nou nie dit dieper vat as wat die storie is nie. Verstaan die krag van daai woord in jou huwelik. En wat jy sê, wat beteken God se naam? Hy het sy naam 2 keer uitgeroep voordat hy hierdie 5 karakters vir ons gegee het. Wat beteken sy naam? Ek is wie ek sê ek is. Jou woord is jou eer. Wees loyaal aan wat jy sê jy is. Ek is 'n Christen. Wat beteken dit? Ek vloek nie. Ek jok nie. Sekere dinge wat net nie my begaaf is om te doen nie, al wil ek doen dit nie. En as ek dit doen, dan span ek my in om mense te kry om my te help. Om dit nie weer te doen nie. Want ek is loyaal aan die karakter van God in my. Wow, hierdie woord is groot, julle. En so Rit 1 vers 16 tot 17 is 'n gedig oor loyale liefde. En dan kom Rit 1 vers 20. Nou kom Naomi in Israel in. Naomi is nie so geset soos Rit nie. Die storie gaan nie oor Naomi nie, dit gaan oor Rit. En soos Naomi vir Rit geleer het oor haar God, so gaan Rit weer van Naomi leer oor haar God. Is dit nie mooi nie? Nee, ons mekaar help. Nou hoor wat sê Naomi, wat nie in God se loyaliteit glo nie. Soos baie van ons wat hier sit, baie mense wat jy ken wat nie hier sit nie. Hulle het opgegee op die feit dat God loyaal is. Hulle glo nie God is meer loyaal nie. En hulle het ophou kerk toe gaan, hulle het ophou bid en Bybel lees, want alles is net stikkend en so hulle dink om beter te raak om God te ignoreer. So asof dit gaan help, asof enigiets gaan regkom, as jy nie jouself regryk en begin na God toe draai nie. En hoor wat sê Rit, toe alles stikkend is, en sy is net kwaad vir God en kwaad vir almal.
Moet my nie meer Naomi noem nie, maar noem my liewer Mara. Want die Almagtige het my lewe bitter gemaak. Ja, God het dit gedoen. Sy was in Moab, sy was in 'n afgodsland. Sy was nie waar sy moes wees nie, maar God het haar lewe bitter gemaak. Nie die land waar sy was nie. Dink aan hoe ons raak as ons nie besef God is lojaal nie. Bly in jou land, God bly lojaal. Nee, God het my bitter gemaak. Ek het vol hier weggegaan, ja, jy moes nooit weggegaan het nie, maar ek het vol hier weggegaan, maar die Here het my leeg laat terugkom. Dit klink soos Adam, nee. Adam, wat gaan nie aan? Nee, Here, is die vrou wat jy my gegee het. Is die vrou wat jy my gegee het. Dis jou skuld, jy het my hierdie vrou gegee, voetsek vroutjie. Wat doen ons, wat verstaan ons oor God se karakter? Sy sê, hy het my leeg laat terugkom. Hoekom sal julle my nog Naomi noem, as die Here teen my gedraai het? God is nie geset nie. God is nie geset in sy liefde nie. God besluit om sy rug op jou te draai. Sover ek het verstaan, het God net een keer werklik sy rug gedraai. Die Here het sy rug op my gedraai en die Almagtige soveel ellende oor my laat kom. Sjoe, Naomi. Wow. Ons wil altyd Rut wees. Ons wil altyd Abel wees, maar ons is eintlik meer soos Kain. Ons wil altyd Rut wees, maar ons is eintlik meer soos Naomi. Moenie vergeet van God se karakter nie. En so die vraag wat Naomi vra is, waar is God se lojaliteit? Waar is God se liefde teenoor my? Wys my, wys vir my, kom, ek het niks. Wys vir my waar is God se lojaliteit, en intussen tyd sit die lojaliteit reg langs hom. Haar naam is Rut. Jy sien dit nie, want jy dink nie hy is lojaal nie. As Naomi teruggekom het en gesê het, ek is hier weg en God het alles gevat. God het alles gevat wat ek het, dis 'n realiteit, ek het niks nie. Maar God is so getrou, en kyk wat het ek. Kyk wat het saam met my teruggekom, hierdie pragtige jong dame, wie soek haar, hoe gaan ontkom, wie soek haar, wie gaan my help, wie gaan my kleinkinders gee. Plek sien hy God se lojaliteit en Rut sien sy glad niks lojaliteit raak nie. En jy kan dit nie glo nie, Jesus, hoe kan ons nie God se goedheid sien nie? Kyk wat het ons, want ons sien dit nie raak nie, want ons is nie oortuig God is wie hy sê hy is nie. Daarom mis ons Rut. Jy mis Jesus. So Rut 3 vers 10, hoor wat sê Boas vir haar. O, dit is so mooi. Die Here seën jou, dogter, jong meisie, jou lojaliteit en getrouheid geset. Dis ons het twee woorde gebruik, daar's net een Hebreëse woord, geset. Jou geset, jou lojaliteit en getrouheid aan jou skoonma is nou selfs nog beter as wat dit eerste keer was. Jou lojaliteit raak net beter en beter en beter. Rut, jy's 'n amazing vrou. Natuurlik sal ek met jou trou. Jy's amazing. Jou lojaliteit is aansteeklik. Dit groei. Mag God dit van 'n Christen sê, mag die wêreld dit van 'n Christen sê. Wow, Christen, jou lojaliteit is nou nog beter as wat dit was toe jy jou eerste keer leer ken het. Aan jou God, aan swaar kry, aan mense wat seer het, aan mense wat jou vyande is. Waar groei jou lojaliteit vandaan? Hoe kry jy dit reg om net meer lojaal te wees wanneer ons eintlik wil weghardloop? Dik jy in en jy's meer geset in jou vrygewigheid. Wanneer ek lankal ophou, wanneer hierdie pastoor lankal ophou gee het, is die mense wat hier voor my sit, wat nog aanhou gee. En dan kyk, waar kom jou lojaliteit vandaan? Wanneer ek lankal weg wou loop, gee jy nog steeds, en dan is dit miskien omdat daai mense tyd spandeer by die voete van hulle Vader. En daai vrygewige belofte van goedheid geset deel word van hulle lewe. En dan voel hierdie Naomi, wat voel soos 'n Mara, weer geseënd, want Rut is een van sy vriende. Rut 4 eindig met hierdie storie. Toe sê die vroue in die dorp, nou natuurlik is hulle getroud, en Rut kry 'n kind by Boas, en ons almal weet, daai kind is die oupa grootjie van Dawid, né?
waardeur Jesus gekom het. Maar in elk geval, toe sê die vroue in die dorp vir Naomi, prys die Here wat vandag vir jou 'n losser, 'n verlosser, 'n losser gegee het. Mag hy beroemd word in Israel. Mag hierdie kind vir jou vreugde bring en vir jou sorg in jou ouderdom. Want hy is die seun van jou skoondogter wat so geset is. Ons vertaling, my vertaling sê so lief is vir jou. Dis nie liefde nie, dis dieper as liefde. Dis 'n belofte. In oorvloed wat goed is. Want hierdie skoondogter was so lojaal aan jou, so geset aan jou. En wat jy die skoondogter wat vir jou so lojaal is en wat vir jou meer beteken het as 7 seuns. Ja, loyaliteit beteken meer as enigiets. So, okay. Daar's mooi plekke in die Bybel. Ek wil maar net vir julle sê Jakob gaan terug Israel toe as gevolg van die feit dat hy God se geset ervaar. Hy's 'n bedrieër en dan in Genesis 32 keer hy terug want God is geset aan my. Ek het niks gehad nie anders as Naomi. Jakob het niks gehad toe hy oor die Jordaan geloop het nie. Nou loop hy oor die Jordaan en hy het baie en hy sê, Here, ek verdien nie wat jy vir my gee nie. Ek het so baie en ek weet die enigste rede hoekom ek so baie het is want jy is 'n gesette God. Jy's geset in jou loyaliteit. Numeri 14 is so mooi, wanneer Moses met God pleit, en hy sê, vergeef tog hierdie mense, Here, vergeef hulle, want U is 'n gesette God. U het loyale liefde. Asseblief, Here, vergewe jou mense vanuit jou loyale liefde uit jou loyale goedheid uit. Psalm 136, as jy lus is om 'n bietjie 'n psalm te gaan lees, dat jy hierdie woord in jou lewe inbid, as jy bereid is om huis toe te gaan na hierdie preek en te sê, Here, ek wil dit hê, dan maak Psalm 136 oop en bid dit. Dit is 'n brainwashing psalm. 26 keer in hierdie psalm hoor jy hierdie sinnetjie. Aan sy loyale liefde is daar geen einde nie. Aan sy geset is daar geen einde nie. Aan sy geset is daar geen einde nie. Aan sy geset is daar geen einde nie. 26 keer. As jy voel asof God nie loyaal is teenoor jou nie, en iets wat jy bid, en iets wat jy doen, en jy voel God kom nie deur vir jou nie, maak Psalm 136 oop, en hou dit aan lees, al moet jy dit 66 keer lees, totdat iets in jou breek, en jy begin huil, en jy besef, hy is wie hy sê hy is, jy sien dit net nie raak nie. Want daar is nie 'n einde aan sy liefde, sy loyaliteit teenoor jou nie. Daar is net nie. Maar ek is 'n sondaar en ek het droog gemaak en ek is in Moab. Ja, Naomi was ook in Moab, maar God was met haar in Moab. Hy's met jou sondaar, jou mens, jou vieslike ding, wat ook al jy aanvang en almal haat jou, hy is nog steeds loyaal teenoor jou. Al is jy nie eens meer loyaal teenoor jouself nie. Al het jy oorgegee en opgegee, en jy is nie eens meer lief vir jouself nie. Niks kan 'n einde bring in sy loyaliteit nie. En so die tweede boek wat ek vinnig by wil stil staan, hulle het 'n film daaroor gemaak, maar ons mis hierdie woord. Die hele boek gaan oor hierdie woord. En dis die boek Hosea. Waar God vir 'n profeet sê, gaan trou met 'n losbandige vrou. Gaan trou met 'n vrou wat losbandig is. Ek wil vir Israel iets leer oor my hart en hulle hart. Och, dis mooi. Hosea 1 vers 2. Die Here het begin om met Hosea te praat. Die Here het vir Hosea gesê, jy moet trou en jy moet kinders kry. Jou vrou en jou kinders sal ontrou wees. Want al die mense in die land is altyd ontrou aan my. En die woord daar is al geset, is nie geset nie. Nie loyaal nie. Is die woord daar, geset. Julle is nie geset nie. Ek is. En hy gaan hierdie massiewe narratief, hierdie Hollywood storie, hierdie verregaande, absurde. Hoe kan God dit van enige iemand verwag en vra? Dis 'n weird storie soos die boek Job. Dit maak nie, dis weird. Maar God skryf vir ons in die werklike realiteit van hierdie wêreld 'n storie sodat jy daarop kan fokus.
Moenie weghardloop van hierdie storie, hoe anders gaan jy weet wat hierdie woord beteken. En in Hosea 2, is eintlik mooi van vers 19 af, maar ek gaan net die einde vir julle lees. Toe Hosea kinders kry, toe moes hy sy kinders 2 horrible name gee. Dis ongelooflik. Die eerste kind se naam was nie my volk nie. Dis 'n goeie naam vir 'n kind. Wat gaan ons die kind noem? Dis nie my kind nie. Nie my kind nie. Moet jy nie noem jou kind nie my kind nie. Dit was Hosea se eerste kind se naam, nie my volk nie. Die tweede kind was 'n dogtertjie, 'n meisie, en haar naam was waar's ek? Ek is andersom. Die seun se naam was geen geset nie. Geen ontferming nie. Geen lojaliteit nie. Dit was die seun se naam. Die dogtertjie se naam was nie my volk nie. Hoor wat sê in Hosea 2 vers 22. Ek sal, hy praat oor die toekoms. Ek sal geset aan julle betoon. Ek sal lojaliteit, 'n loyale liefde. Ek sal ontferming, sê my Bybel. Ek sal 'n loyale liefde aan jou betoon. Aan hulle wat ek genoem het, geen ontferming nie. Jy sê ek sal loyaal wees aan dis wat ek gesê het. Daar's nie lojaliteit nie. En vir hulle wat ek genoem het, nie my volk nie, sal ek sê, julle is my volk. Dan sal almal saam antwoord, U is ons God. God skryf 'n storie om vir jou te wys, dat soms lyk dit asof hy sy rug op jou draai. Vanweë sy woede, en dan vat dit vir hom lank om kwaad te wees. Dit lyk vir jou asof God jou verlaat het. Dit voel asof hy jou noem, nie my volk nie, en ek's nie loyaal aan jou nie. Maar dis nie die waarheid nie. Daar kom 'n tyd wanneer jy sal hoor wat ek jou noem, en ek noem jou myne. Dis waaroor die hele storie gaan, is wie God is. Hosea 3 vers 1 tot 2 sê hierdie mooi woorde, hoor mooi. Toe het die Here vir my gesê, gaan haal jou vrou, wat weggeloop het, né? Sy het gaan lê by iemand anders. Dink 'n bietjie hieroor. As jy nie Jesus in hierdie storie raak sien nie, weet ek nie hoe jy hom sal raak sien nie. Gaan haal jou vrou en bring haar terug na jou toe en bemin haar. Al het sy 'n verhouding met iemand anders en al pleeg sy oorspel. Gas nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Want die Here het steeds vir Israel lief geset. Dis die woordjie daar wat ons nou oorvertaal het. Want die Here is geset teenoor jou en het al het julle ander gode verkies en uitsoekgawes vir hulle geoffer. Ek het haar toe gaan koop vir 15 stukke silwer en 100 kilogram gas. Dis die prys vir 'n slaaf. Hy koop toe sy vrou terug. Paasnaweek kom. Jy kan nie Paasnaweek mis nie. Want dan gaan jy mis hoe geset God is in sy weë vir jou. Hy koop sy losbandige vrou terug. So loyaal hy is. En dan kom Hosea en sê, kom, laat ons teruggaan na die Here toe. Hy het ons verskeur, hy sal ons genees. Hy het ons geslaan, hy sal ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae laat aansterk en op die 3de dag weer laat opstaan, sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. Hallo, hoor julle dit? Hoendervleis? Honderde jare voor Paasnaweek op die kruis, op die 3de dag sal ek jou laat opstaan. En jy sal met my wees. Dis sy plan, om loyaal te wees, om 'n plan uit te werk, sodat jy met hom kan wees. Op die 3de dag sal jy opstaan. Kom, laat ons die Here ken sy karakter. Laat ons inspan, om ons aan hom toe te wy. Jy gaan nie hierdie karakters kry as jy jou nie inspan nie. As jy nie nou hier sit en luister en bid en dit probeer deel maak van jou nie. Dan sal hy ons antwoord. Dis so seker as die aanbreek van die nuwe dag, of die koms van die reën, die lengte reën, wat die grond teerweek. Hy sal in ons loyaal wees. Dan eindig Hosea. So mooi. Nou, en dan sê dit, maar hoe kan ek jou prys gee, Israel? Hoe kan ek jou laat gaan, Israel? Hoe kan ek jou vernietig? My hart is omgekeer binne in my as gevolg van my lojaliteit.
My medelee loop oor vir jou. Nee, ek sal jou nie in driftige woede straf nie. Ek sal nie kom om Israel te vernietig nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat tussen jou leef. Ek sal nie in toorn kom en jou vernietig nie. Ag, is mooi. Hulle sal agter die Here aankom soos 'n leeu wat brul. Wanneer hy brul, sal sy kinders bewend terugkom uit die weste. Nog 'n profesie oor die toekoms. Nog 'n profesie van Daniël. En dis alles in die boek Hosea. God se loyaliteit om sy mense bymekaar te bring. OK. Ek lees vir weer 'n vers. Moenie verveeld raak nie, hierdie boek is so mooi. Hoor hoe eindig die boek Hosea, die laaste hoofstuk in die boek Hosea. Keer terug na die Here jou God, o Israel, want jou sondes is jou ondergang, ons het dit laasweek bespreek. Bely jou sondes en keer terug na die Here toe. Sê vir hom, vergewe tog al ons sonde en aanvaar ons in genade, sodat ons weer 'n lofoffer vir jou kan bring. En dan sê die Here, dan sal ek julle genees van julle ontrouheid, feit dat julle nie geset is nie. My liefde sal geen perke ken nie, dis die woord geset. Ek is oorvloedig in my belofte van goedheid, is wat daar moet staan. My belofte in oorvloed van goedheid is julle sin, want my woede is nou vir altyd weg. Daar is nou geen veroordeling vir dies wat in Christus Jesus is nie, want God is geset in sy weg. Dis 'n mooi storie. Maar dis net 'n storie. Ware storie, maar dis net 'n storie. Hoe sien jy God se loyale liefde? Nou wie moet jy kyk om dit raak te sien? Jesus. En wat van die kerk? Wat gebeur as die kerk dit nie meer wys nie? Wat gebeur as ons nie meer lojaliteit binne in 'n kerk het nie? Vir mekaar het nie. Wat gebeur as 'n familie, 'n Christelike familie, nie meer lojaal aan mekaar wil wees nie? Waar kan die wêreld dit sien as die wêreld weier om na Jesus te kyk en die uitbeelding van Jesus se liggaam, die kerk, het dit ook nie? Hoekom is ons kwaad vir die wêreld? Simpel Christen, hoekom is ons kwaad vir die wêreld? Omdat hulle nie lojaal is aan enige iets nie. Hulle kan nie Jesus sien nie. En ons wys nie genoeg lojaliteit vir hulle nie. Dis 'n probleem. En so Maria, op Kersfees, toe sy swanger is altans, skryf sy hierdie mooi gedig. En omtrent 6 keer gebruik sy hierdie woord, dis nou Grieks, maar dis die ekwivalent van die Hebreëse woord geset. Gebruik sy hierdie woord geset, en sy sê, sy ontferming, dis hoe my Bybel die woord vertaal, ontferming. Sy ontferming strek van geslag tot geslag, oor almal wat hom eer. Hy het nie sy belofte vergeet om ontferming te bewys nie, dis alles die woord geset. Belofte, goedheid, want hy het ons voorvaders beloof, die belofte, vir Abraham en sy kinders, om vir altyd goed te wees teenoor hulle. Dis al hele gedig gaan oor God se loyale liefde. Sê, come on julle, God is loyaal, julle voel het opgegee, die Messias gaan nooit kom nie, dis 400 jaar, julle dink God het opgegee, hier's 'n gediggie, hy's loyaal. Come on, leefgemeente, droom weer, bid weer, vertrou weer, dit wat hy jou opgegee het, God kan iets kom doen, God wil iets doen, jy moet net ophou om soos Mara te voel, en raak te sien dat hy loyaal is teenoor jou, want as jy dit nie sien nie, kan jy dit nie vat nie. Efesiërs 2 vers 4, ek sien jy weer hierdie woord op so 'n mooi manier, maar God se ontferming is oorvloedig, 'n belofte in oorvloedige goedheid. Maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefgehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewens, ons geestelike dood veroorsaak het, toe ons sonde ons gestraf het,
het ons saam met Christus lewend geword. Ja, jou sonde kan nie God se loyaliteit verbreek nie. Dis dit nie incredible nie. Ons is dinsdaande daarmee besig. Kan jy dit jou sonde breek nie sy loyaliteit nie. Is dit 'n verskoning om sonde te doen? Man, hou jou mond stil as jy in sulke goeters dink. Nee, maar die punt bly staan. Jou sonde breek nie sy loyaliteit nie. That's amazing. Hoekom wil ons dit nie vir die wêreld vertel nie? Hy's lief vir jou soos jy is. Te lief om jou so te los. Maar dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Hy is loyaal aan jou. Al is jy dood in sonde, hy kan jou lewend maak. Hoekom? Want hy is loyaal. Al is jy nie loyaal nie. Hy koop jou uit 'n ander man se bed uit. Romeine 2 vers 4 gaan oor hierdie gedagte wanneer jy sy loyaliteit misbruik. God is so oorvloedig in sy goedheid geset. God is so loyaal in sy liefde. Verdraagsaam en geduldig teenoor jou, verdraagsaam, lank om kwaad te word, teenoor jou. Minag jy dit werklik? Leefgemeente, almal wat luister? Ja, so God is stadig om kwaad te word en loyaal aan jou, al is jy nie loyaal aan hom nie. Hy is loyaal aan jou en hy help jou al doen jy niks wat jy moet doen nie. Minag jy dit werklik? Is jy so dwaas dat jy sal weet wie God is en dit misbruik? Hy skryf hier en hy sê, minag jy werklik God se loyaliteit? Besef jy nie dat God se so goed, en daai woord goed is die verbuiging na loyaal toe, die oorvloedigheid, wat daai woord nie kan verduidelik nie. Besef jy nie dat God so oorvloedig goed is vir jou, omdat hy vir jou tyd wil gee om jammer te sê nie. Hy is loyaal aan jou, want hy wil hê jy moet jammer sê, moet dit nie misbruik nie. Moet dit nie misbruik nie. Moet dit nie misbruik nie. Tweede laaste versie, 2 Timoteus 4. Paulus se laaste woorde in die Bybel. Paulus se laaste woorde in die Bybel. Paulus het sy lewe gegee en elke brief wat jy lees van Paulus af, is ons dankbaar. As dit nie vir Paulus se briewe die Heilige Gees was nie, dan was ons baie armer. Hoor mooi, Paulus het alles gegee. Soos Jesus by die kruis, al die disippels het Jesus gelos. Julle onthou dit? Verraaiers. Paulus is op sy einde. En hoor wat is Paulus se laaste woorde? Getrouheid, né? Hoorie. Doen jou bes om so gou moontlik na my toe te kom, Timoteus. Demas het my verlaat, omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie wêreld. Loyaliteit. Paulus se hart is in stukke. Hy het sy lewe vir Christene gegee, en hulle het hom verraai. Hy's 'n ou man, hy sit in die tronk. Net voor dit sê hy, ek is reeds soos 'n drankoffer uitgegiet. Hy bloei 10-1. Sy rug is seker oopgekloof. Hy's in pyn, daar's nie 'n been wat nie seer is nie. En sy vriende het hom gelos. Demas het my verlaat, want hy het lief geraak vir die wêreld. En hy het Thessalonika toe gegaan. Crescens is weg, hy's Galasië toe. Titus, hy's na Dalmasie toe. Net Lukas is by my. Alexander die kopersmid het my baie skade aangedoen. Wees baie versigtig vir hom, want hy het alles teengestaan wat ons gesê het. Dis 'n ou in die kerk, net van geval jy wonder, dis 'n ou wat in die kerk sit, dalk 'n ouderling, iemand met gesag in die kerk, en alles wat vir hom gesê was, het hy teengestaan en omgedraai, seker om teen Paulus te gebruik. Hy sê, pas op vir mense in die kerk wat baie skade berokken. Toe ek die eerste keer voor die regter gebring is, was daar niemand by my nie. Almal het my verlaat. Loyaliteit tussen Christene. Maar die Here
het my bygestaan en krag gegee. Om die goeie nuus in al sy volheid te verkondig, sodat al die nie-Joodse nasies dit sou hoor. Wie's lojaal? Die Here. Moenie jy, as almal hulle rug op jou draai, handjies in die lug opgooi en sê, niemand, soos luister jy, jou God is lojaal, al is mense nie. Hou op om in jou huwelik te gaan krap en te wil jou huwelik opbreek en egskei. Luister jy, God is in jou huwelik al voel dit nie asof mense saam met jou is nie. In jou besigheid, al voel dit asof alles stik en breek om jou en daar's nie lojaliteit nie. God is met jou. Dis die hoop waarop jy moet vashou, want as jy nie meer daaraan vashou nie, het jy alle hoop verloor. God is lojaal. Dis Paulus se laaste woorde. God is geset in sy weë. En so ek eindig met een van sy heel eerste briefies wat so mooi is. Romeine 8, baie bekend. Ek eindig hiermee. Een van die mooiste opsommings van die woord geset in die Griekse taal. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding, of benoudheid, of vervolging, of honger, of koue, of gevaar, of doodsdreiging dit regkry? Tog is ons ten spyte van al hierdie dislojaliteit, al hierdie dinge, besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. Hoekom? Deur Christus, wat sy lojale liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele of duiwelse magte, nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oor môre nie, ook nie boaardse magte nie, ja hoegenaamd niks daarbo of onder in die diepstes of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die lojale liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Gaan wees soos jou God. Gaan leef soos jou God. Wees 'n draer van sy lig. Skyn sy karakter in hierdie wêreld. En wanneer jy dit nie reg kry nie, want jy gaan dit oor 'n uur weer nie reg kry nie, besef dit, bely dit, en draai terug na sy lojaliteit toe. En skyn sy lojaliteit. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie. Dankie. Dankie dat U nie 'n mens is soos ons nie. Dankie vir Paasnaweek. Ek het so opgewek, ek sien so uit daarna. Ek kan nie wag nie. Net om 'n naweek te vier wat dit net soos 'n beeld in my oë en 'n smaak in my mond en vriende om my. Net daai beeld van lojaliteit net vir my sigbaar en tasbaar maak, wat ek in my hart, in my baarmoeder, in my binneste verstaan. Dit is net so lekker om dit so stories soos Hosea en Rut te kan sien. Dankie vir Paasnaweek. Here, help my om lojaal te wees. Wanneer dit moeilik is. Wanneer my eie sonde dit moeilik maak, want alles om my is stikkend, want ek breek dit stikkend, en almal om my breek alles net stikkend. Is moeilik om lojaal te wees. Maar dankie dat U lojaal is. Leer ons, Here, om dit te word, sodat die wêreld dit kan sien. Maak ons geset in ons weë. Maak ons geset in ons weë. Ons sê vir U dankie daarvoor. In die magtige naam van ons lojale God, wat in oorvloed 'n belofte aan ons maak, en dit sal uitvoer in goedheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie, ek's lief vir julle, gaan stoei met hierdie idee, gaan werk daaraan, sien wanneer jy 'n fout maak, en mag God jou seën om 'n karakter te hê, dat jy is 'n lojale mens. God seën julle. Geniet 'n pannekoek soos